Dierbare Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het vanoggend om hier in stilte U naam groot te maak en U kan aanbid. En daarom vra ons dat die Heilige Gees op 'n spesiale wyse hier teenwoordig sal wees, terwyl ons hier vergader is. Wees nou met ons asseblief, ons bid in Jesus se naam. Amen. Ek wil hom saam met te blaai na die boek van Matteus. Matteus 21. En ons lees daarvan vers 12 tot en vers 16. Matteus 21, vers 12 tot 16. En Jesus het in die tempel van God ingegaan, en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiwelverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit in 'n rowersspelonk gemaak. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. En toe die owerpriesters en die skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig. Mag die Here met ons wees terwyl ons hierdie belangrike gedeelte gaan bespreek vandag. Ons sing hartlik saam van lied 105, 105. by mekaar om U te loof en te prys, want U is groot en almagtig. Here, ons wil ook dankie sê vir die wonderlike
reën wat U vir ons uitgestort het hierdie afgelope paar dae, Here, en nog die verdere seëninge wat U vir ons gegee het. Ons partymal kyk ons oor die seëninge en die goedheid wat U vir ons gegee het en ons sê nie dankie nie, Here. Ons kom volgend en ons sê dankie vir alles wat U vir ons gedoen het, Here. Ons dra volgend al die evangelisasiewerk aan U op. U koms is naby, Here. Geef vir ons dat die Heilige Gees by ons nou oorneem om hierdie werk te kan klaar maak, want ons sien dat die aarde woest raak by die dag, Here, en lelik. Dit is soos in die dae van Noag en die dae van Sodom en Gomorra, toe die Here besluit het om die sonde uit te delg. Here, ons draai die offergawes aan U op. Seën dit vir die doel waarvoor dit opgeneem is, Here, om U werk voort te sit. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Om ons dit voort te sit, kom ons sing hartlik saam van lied 286. Hartse vrede loop nie meer nie. Hartse vrede loop nie meer nie, ek wil wees soos Jesus. Geen siel sal my oorkeer nie, ek wil wees soos Jesus. Net soos Jesus wil ek leef, oorals waar hy my begeer. Hemelse Vader, dankie dat ons die voorreg kan hê om te vra dat ons kan wees soos Jesus.
En mag hierdie verlange van ons hart ook 'n werklikheid word. Nie net in wat ons sê nie, maar ook hoe ons lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. - 2023 is nog jonk. 2024 is jonk. En ek het 'n vraag vir julle. En ek wil jy moet self in jou eie gemoed en in jou eie hart kyk. Wat is daar in jou gemoed en in jou lewe wat jy oorgedraai het van 2023 na 2024? Kan dit wees dat wat jy oorgedraai het van verlede jaar na hierdie jaar toe is 'n totale en 'n radikale toewyding aan die Here? Jy wil gereed wees wanneer Jesus kom. En dan het jy in jou hart 'n besluit geneem, ek gaan gehoorsaam wees aan God se karakter. Ek wil vir die mense gaan vertel van wie my Jesus is. Ek wil geklee wees in sy geregtigheid. Miskien het jy 'n totale oorgawe aan die Here en onder leiding van die Heilige Gees oorgedra na hierdie jaar toe. Miskien het jy jou gedagtepatrone laat reinig, laat heilig en skoonmaak. Miskien het jy verlede jaar aan die einde van die jaar gesê, ek wil deur die Heilige Gees beheer word. Maar miskien is daar sommige gedagtes wat 'n struikelblok is. Miskien het jy onvergewensgesindheid van verlede jaar oorgedra na hierdie jaar toe. Mense wat jou seer gemaak het. Mense wat jou sleg behandel het. Mense wat antwoorde verskuldig is, maar dit nooit gee nie. Dalk het jy wrevel oorgedra na hierdie jaar toe. Ingeboude kwaadheid van mense wat jou seer gemaak het, wat jou beskuldig het, wat jou beswadder het. Miskien het jy woede en haat ook oorgedra. Moontlik is daar naaiwer. Moontlik is daar slegte en konstante negatiewe gedagtes wat jy oorgedra het. Tussen jy en koning Jesus, wat het jy oorgedra? Die Jesus is op pad. Hy is naby. En aan die hand van Matteus 21 wil ek graag 'n paar gedagtes met julle deel. Die van julle wat die Bybel sê, maak dit oop. Openbaring, Matteus 21, sê ek Openbaring 21. Matteus 21. En ek wil graag vir julle 'n aanduiding gee van wat het gebeur daai laaste week voor Jesus se kruisiging. Watter spesifieke boodskappe het hy vir sy volk gegee? Want jy sien, ek en jy beweeg van 2023 na 2024, en ons is baie naby aan Jesus se koms. Wat is daar dinge tussen jou en my wat skeiding maak tussen jou en my? Kom ons kyk eers na 'n paar dinge. In Matteus 20 vind ons dat Jesus kom met die intog in Jerusalem. En hy maak 'n baie interessante stelling. En hy sê vir sy disippels, luister, gaan dorp toe, en julle gaan daar 'n donkietjie kry. En as jy vra maar, weet wie wil hom gebruik? Dan sê hy, die Here wil hom gebruik. In Hebreëus, Jehovah. So Jesus kom ingery
en op 'n donkie in Jerusalem, en hy sê vir die volk, ek is die skepper God. Dan Matteus 21 gesê, waar die Here duidelik te kenne gee wie hy is. Van vers 12 af. Kom hy in die plek van aanbidding en hy maak hom skoon. Hy wys wat die verlossingsplan is. Vers 18 van Matteus 21 praat Jesus van die verdroogde vyeboom. En hy sê vir die volk, julle is 'n klomp naamchristene, julle het die blare, maar julle lewe nie die beginsels van die Here nie, en hy tree hulle aan daaroor. Vers 23 beklemtoon hy wat die doop van Johannes beteken, want hulle vra vir hom. Vers 28 van Matteus 21, 2 seuns. Een sê ja, maar ek gaan glad, en een sê nie, ek wil nie, maar ek gaan. En Jesus sê vir die volk, julle is die eerste seun. Julle sê ja, maar julle doen niks. Vers 33 sê hy vir hulle, die verhaal van die landbouers. En weer eens sê hy vir die leiers van die volk, julle is besig om die seun van God te verwerp. Vers 22, die gelykenis van die bruilof. Julle is nie gereed om in te gaan nie. 22 vers 15. Julle gee nie aan God wat hom toekom nie. Vers 23. Julle het geen begrip van die opstanding nie. Vers 34. Julle verstaan nie die groot gebod van God nie. Dan hoofstuk 23 bestraf hy die Fariseërs. So hier kom Jesus in kort stukkies. Die laaste woorde wat hy het voor sy kruisiging, kom hy en hy lê die byl aan die wortel vir Israel en nog weier hulle nog steeds om daarna te luister. Net voor sy kruisiging. Inteendeel, 21 vers 43 maak Jesus 'n stelling. Hy waarsku hulle, hy wys vir hulle foute en dan sê hy vir hulle reguit in hulle gesig. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem word en 'n volk gegee word wat die vrug daarvan sal dra. Jesus gee waarskuwing na waarskuwing, dit gaan verby. Dan maak hy 'n direkte stelling. Die evangelie gaan van jou weggevat word. Nou wat het dit te maak met die reiniging van die heiligdom? Hou julle Bybels daar oop. Ons gaan 'n bietjie rondblaai. En Jesus het in die tempel van God ingegaan. Wat is die tempel? Wat is die simboliek van die tempel? So van die hele tempelgebou moet jy net by een deur inkom en Jesus sê ek is die deur. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En hy kom in daardie tempel in en wat tref hy aan? Wat gebeur binne in daai tempel? Okay. Die tempel is die plek van aanbidding. Daar is die offer, Jesus wat vir ons lam wat geslag is. Dan is daar die waskom, waar wanneer ek en jy die dood van Jesus aanvaar, word ons deur sy bloed gereinig, ons word skoon gemaak. En dan as ons in die tempel ingaan, dan vind ons aan die regterkant was die toonbrode, waar Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Reg voor hom is die reukofferaltaar. Daar die wonderlike reukwerk word gemeng met die gebede van die heiliges om by God aanvaarbaar te maak. En dan aan die linkerkant was daar die kandelaar. Die evangelie is die lig. Die Heilige Gees is die olie. En dan kan ons die allerheiligste waar die finale oordeel gaan afspeel. En hier is die hele verlossingsplan en Jesus kom daar en wat gebeur in die heiligdom? Alles behalwe waarvoor dit staan. En die vraag kom nou na my toe vanoggend, na jou, na my toe is, ja, hierdie is God se kerk, dis nou nie heiligdom nie. Maar is nog steeds die plek waar ons God ontmoet.
Hoekom is ek en jy hier? Met die gedagtes wat oorgebring is van 23. Hoekom is ons hier? En kan dit wees? Kan dit wees, my broeder en my suster, dat Jesus hier vir ons 'n boodskap stuur? In plaas van dat hy vir ons sê, ek jaag julle uit. Maak jy 'n stelling vanoggend en hy sê, ek wil kom verwyder dit wat verkeerd is in jou lewe. Ek wil dit gaan wegjaag. Want ek gaan vir jou wys wat my plan is. So het die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag. Nou hierdie is 'n baie radikale stelling. As die tempel dan in die Ou Testament die hele plan van verlossing voorgestel het, vandat Jesus met jou begin werk het, tot waar die hemelse oordeel afgehandel is en sonde finaal weggedoen is, as dit die plan van verlossing is en Jesus jaag mense uit die tempel uit, wat gebeur? Jy sien, as jy weggejaag word deur God van die verlossingsplan af, het jy moeilikheid. Want dan is daar geen verlossing meer vir jou. Want God se kinders in die Nuwe Testamentiese tyd het die tempel nie gebruik waarvoor God het gegee het nie. Hulle het hulle eie reëls en regulasies daarvoor begin aanstel. Dis hoekom in 21 vers 43 het Here gesê, ek gaan die verlossingsplan van julle wegvat, want julle het dit heeltemal misbruik. En dan vers 13 maak hy 'n geweldige stelling. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. My vraagie vir jou en vir my, wat het ek en jy gedoen met ons aanbiddingstyd met Jesus Christus? Wat maak ek en jy terwyl ons hier God aanbid? Is ons hier omdat ek my gewete wil sis? Is ek hier vandag die begin van hierdie nuwe jaar, redelik aan die begin van die nuwe jaar, om maar net 'n boodskap te stuur, sê Here, ek is tog geestelik, jy weet ek is in die kerk, so jy moet my seën. Hoekom is jy hier? Is God se huis werklik 'n plek van aanbidding? Blaai saam met my na Jeremia 7 vers 8 tot 11 toe. Jeremia 7 en ons lees al van vers 8 tot 11. Dis nou lang voor Jesus se kruisiging in Jeremia se tyd. En nog van my lyk asof God se volk maar 'n konstante probleem gehad het. Kyk wat sê van vers 8 af. Kyk, julle vertrou op bedrieglike woorde wat nie baat nie. Sal julle steel, doodslaan en owerstel bedrywe en vals sweer en verbaal offerlokraad opgaan, agter ander gode aanloop wat julle nie ken nie, en dan kom staan voor my aangesig in hierdie huis waar my naam uitgeroep is en sê, ons is verlos. Hoor jy wat sê Jeremia hier? Wat is die diepte van jou geestelike verhouding met die Here? Is ek en jy hierdie week besig om al die dinge van die sonde na te kom, om soos hierdie wêreld te lewe, en dan Saterdagoggend kerk toe te kom en sê, ek is verlos. Vir wie lieg jy? Dan kom staan julle voor my aangesig in hierdie huis waar my naam uitgeroep is en sê, ons is verlos, om al die gruwels te doen. Is hierdie huis waar vir my naam uitgeroep is
Is dit 'n spilonk van moordenaars in julle oë? Ek het dit gesien, sê die Here. So wat in Jeremia se tyd gebeur het Jesus bewys, net voor sy kruisiging. En hy het vir hulle gesê, daar is nie plek vir julle in die verlossingsplan nie. Maar kom ons vat 'n bietjie verder. En ek wil hier ons met die volgende gedeelte gaan lees, en jy moet vanoggend in jou eie hart, in jou eie gemoed, antwoord oor wat jy doen. Ons lees in Jesegiel hoofstuk 8. Jesegiel 8, en ons lees daarvan vers 9 tot 18. Jesegiel hoofstuk 8, en ons lees vers 9 tot 18. Dit is 'n lang gedeelte. Maar terwyl ek dit lees, moet jy jouself voor God die vraag afvra. Daarom sê hy, gaan in, kom ons betal by vers 6. Jesegiel is bly saam met, hy saam met in Babylon die mense wat in ballingskap weggevas is. En die Here gee hom 'n visioen, die Here vat hom in sy hande en hy vat hom terug Jerusalem toe en hy wys vir hom wat in die tempel gebeur. En hy het vir my gesê, mensekind, vers 6. Sien wat die huis van Israel hier aanrig, dat ek ver van my heiligdom af moet weggaan. Hier kom die Here by die monde van die Jesegiel sê vir sy mense, luister, daar is dinge wat in die aanbiddingsplek moet gebeur, en sê ek wil weggaan. Jesus jaag hulle uit. Groot waarskuwing vir my. Daarom bring hy my by die ingang van die voorhof, en ek kyk, daar was 'n gat in die muur. En hy sê vir my, mensekind, breek tog deur die muur heen, en ek het deur die muur heen gebreek, en kyk, daar was 'n deur. Daarom sê hy vir my, gaan in, en kyk na die grove gruwels wat hulle hier doen. Hy het nie gesê, gaan in by die voordeur. Daar is 'n skelmdeurtjie. As jy hom oopmaak, is daar 'n muur, maar daar is 'n gat in die muur, en hy sê, breek daar in hierheen. Ek gaan toe en kyk, en daar was allerhande afbeeldinge en afskuwelike kruipende en viervoetige diere en allerhande drekgode van die huis van Israel wat al rondom op die muur uitgesny was. Hoe lang vat jy om 'n beeld in 'n muur uit te krap? Doen jy dit in een oomblik? Of is dit herhaling en herhaling? En elke wat jy hom herhaal, hy steek en trek jy gat net bietjie dieper, bietjie dieper, bietjie dieper. So hierdie was konstante afgods aanbidding binne in die huis van God. In jou eie hart. Waarmee is jy besig? Maar nou gooi jy die saak 'n bietjie weier. En 70 manne uit die oudstes van die huis van Israel het daarvoor gestaan. En Jasanja, die seun van Safan onder hulle, en elkeen het sy wierookpan in sy hand gehad, en die geur van die wolk van die reukwerk het opgegaan. So nou is dit nie meer die afgode nie, maar nou is dit ook afgodsoffers, aanbidding, wierook opgegaan. Jy sien, in die tempel van die Here was daar die wierookaltaar, en dit is 'n simboliek dat wanneer God se kinders met Jesus praat in gebed, met God die Vader praat in gebed, word jou en my gebed gemeng met die genade en liefde van God om dit aanvaarbaar te maak by God die Vader. Maar hier is die tempel wat wierook laat opgaan vir drekgode en afgodsoffers teen die mure. Vers 13. En hy sê vir my, jy sal nog ander gruwels sien wat hulle hier doen. Hy het my toegebring na die noordelike ingang van die poort van die huis van die Here, en kyk, daar het vroue gesit wat Tammuz beweeg. Wie van jou het al gesien die Hotcross-bande? Nou, wie is Tammuz? Tammuz is Nimrod, die eerste koning op hierdie aarde. En hy het 'n paar stede gebou. En tradisie sê vir ons, hy het sy ma as sy vrou gevat.
en God het hom doodgemaak daaroor. Met sy dood, onthou hy was 'n groot koning, hy was die eerste koning op die aarde, het hy volgelinge gehad, en met sy dood sê Semiramis vir hom, haar man is na die songod toe. En 'n jare wat raak sy swanger. En die kind word gebore, en die kind se naam is Tammuz. En hy word gebore op 25 Desember. Maar die mense het geweet, it takes two to tango. En 25 Desember word die mees gruwelikste dag in die heidense geskiedenis, waar geen huweliksband gegeld het nie. Daai dag is het free for all. En elke keer as dit winter word, dan gaan Tammuz dood, dan word Tammuz beween, want hy is die songod. As dit begin winter word, dan gaan die songod dood, en dan beween hulle Tammuz. En as dit lente word, dan staan hy weer op, dan het hulle hot cross buns, wat hulle dit vier. Volk van Israel, vasgevang in die afgod van die tyd. Maar dit is nie al nie, dan gaan hy nog verder. En hy sê vir my, het jy gesien mensekind, jy sal nog ander dinge, groter dinge as dit sien. Hy bring my toe na die huis, die voorhof van die huis van die Here, en kyk by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was daar omtrent 25 man met hulle rug na die tempel toe van die Here, hulle aangesig na die ooste, dat hulle voor die son neergebuig. Of het nou die manne was, wat die songod aanbid het, of vrouens wat kruisbandkoekies gebak het, almal het die songod aanbid, in die huis, by die huis van God. En ons vind dieselfde, net voor die kruisiging. En Jesus kom en hy jaag almal uit, want daar is nie plek vir die ware kind van God wat redding en hulp nodig het nie. Daar is nie plek daarvoor nie. My vraag vanoggend, hoeveel plek is daar in God se huis vir stikkende, seer mense, wat deur Satan uitmekaar uitgeruk is, wat deur Satan verniel is, wat deur sonde gebreek is. Hoeveel plek is daar? Of soms net die elite, die goeie Christene, wat besig is om die God van die tyd te aanbid. En toe Jesus almal weggejaag het, verhoor, almal wat gekoop en verkoop het, almal weggejaag. Kyk wat gebeur. Vers 14 van Matteus 27. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. Die slim mense, die ryk mense, die koop en verkoop, en hulle is almal weggejaag. En wie kom nou in? Die stikkenis, die blindes, die krepeles, mense wat deur Satan verniel is. Nou is daar plek in God se kerk vir mense wat nie die evangelie kon raak sien nie. Nou kom hulle in en Jesus maak hulle oop. Is jou in my kerk die plek waar blindes kan kom en die evangelie kan sien, en deur God se genade aangeraak word, en daar die las van sondes, wat hulle so vernietig het, dit van hulle afgehaal is. Die blindes wat nie kon sien nie, kom na Jesus toe, en hy genees hulle. En die krepeles, die verwerplikes. Jy sien in die antieke Israel, as jy blind is nie kan sien nie, dan draai jy die wraak van God, en jy is nie welkom in die kerk nie.
As jy siek is en die priesters kan jou nie genees nie, word jy in die kerk uit verband, daar's nie plek vir jou nie. En hier kom Jesus en hy maak plek vir die wat verlang na die evangelie, maar dit nie kan sien nie. Hy maak plek vir die mense wat deur Satan verniel is. Het sy geestelik, het sy fisies, die sondelas wat hulle dra, hulle is totaal geruïneer, stukkend gemaak deur Satan. Dit is hulle wat hy maak. En wat maak Jesus met hulle? Hy genees hulle almal. En die kindertjies wat dit sien, begin jubel en juig. Kom ons lees verder. Vers 15. En toe die owerpriesters en skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy doen. Hulle is uitgejaag, hulle staan en kyk wat hy doen. Hulle is te bang om in te gaan, want daar het die godheid van Jesus deur geflits en hulle het gevlug daarvoor. En hulle staan en kyk wat hy doen. En hulle begin luister wat die kindertjies doen, dit wat hulle moes gedoen het. Vers 15, en toe die owerpriesters en die skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kindertjies wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig. Dit kan nie in God se kerk gebeur nie. Hier is nie plek vir verlossing nie. Hier is nie plek vir mense wat jubelend uitroep na die Here nie. Daar's nie plek daarvoor in God se kerk. Is dit wat hier gebeur? Hulle bestraf die Here. Hoor jy nie wat hulle hier sê nie? En Jesus antwoord hulle, het julle nooit gelees, uit die mond van die kinders en suigelinge het hy vir my lof berei nie. Psalm 8 vers 3. My liewe broer en my susters, wat het ek en jy oorgebring van 23 na 24? Ons is moeg vir die tent. Wat het verander vir die tent hier naartoe? Jesus het hier die valsheid uitgejaag. Kan ek 'n voorstel doen vir julle? Dat ek en jy vir koning Jesus gaan vra om die valsheid, die bedrog uit jou en my lewe uit te jaag. Dat ek en jy ons eie sondigheid kan sien. Dat daar verlossing vir jou en vir my in Jesus kan wees. Dat ons saam met die kindertjies kan juig en sê, my Here lewe uit vir my kom sterf, hy wil my skoonmaak van sonde. Ek nooi jou uit. Nooi vir Jesus uit. Om dit skoon te maak, wat ek en jy nie kan regkry nie. Nooi hom uit, om uit te jaag, en weg te jaag, en skoon te maak, dit wat veroorsaak dat ek en jy hom nie werklik kan sien vir wie hy is nie. Ek nooi jou uit om te doen. Ek nooi jou uit om 'n radikale oorgawe aan koning Jesus te maak. Dat wat jy van negatiewe dinge van 23 oorgebring het, dat die Here dit gaan skoonmaak. Dat ek en jy God kan sien wie hy is. Ons skepper, ons verlosser, ons vriend. Dat ek en jy met blydskap kan uitroep en kan juig en gaan vertel van verlossing wat ek en jy ervaar het in 'n dieper verhouding met Jesus. Mag ek jou vra,
dat jy daai besluit sal neem. Selfs nou, terwyl ons bid. Kom ons bid ons bid. Heilige Vader, Israel van ouds het vir ons baie duidelike kentekens gegee, dat hulle betrokke was in 'n naamaanbidding. Hulle het kerk toe gegaan, Here, ja. Maar Jesegiel sê hulle het valsheid gaan bid. Hulle het afgode gehad, vir wie hulle offerwerk laat opgaan het. Nou Here, ons staan voor U, ons sit hier vanoggend voor U. U weet wat in ons harte aangaan. Ons kan niks vir U wegsteek nie. Mag U Gees asseblief in ons lewens aankom. Mag U asseblief deur U Gees dit kom uitjaag, kom uitban, kom wegjaag, kom skoonmaak. Dit wat ons verhouding met U beperk en in U wil hê. Help ons om Koning Jesus te sien vir wie hy werklik is. Nie net die Skepper God nie, nie net ons verlosser nie, nie net die regter nie, maar ons vryspraak in die hemelse hof asseblief. En dan Here, mag ons met vreugde gaan vertel wat ons liefdevolle Skepper en God vir ons gedoen het. Dat hy ons vrygemaak het, ons vrygestel het, ons net dieper in sy arms van liefde ingetrek het. Kom doen dit vir ons asseblief. In Jesus se naam. Amen. Amen.